Het dit al met jou gebeur dat jy oorweldig voel? Oorweldig deur al die sogenaamde eindtydkenners, profete, wat allerlei bangmaak stories vir jou vertel. Hoe maak 'n mens verantwoordelik sin van die einde? Jesus se wederkoms, die opstanding uit die dood en die ewige lewe. Ek wil jou nooi om saam met ons te reis, die volgende 5 weke, waarin ons saam met mekaar gaan kyk, wat beteken dit om die Bybel verantwoordelik uit te lê, eerder as om ons eie betekenis in die Bybel op grond van hedendaagse gebeure in te lees en dan verward gelaat te word. Kom ons leer saam met mekaar, wat beteken dit om die Bybel verantwoordelik te lees, uit te lê en op so 'n manier verantwoordelik sin te maak van God se woord en wat ons leer oor die einde, hoe ons gereed kan wees vir Jesus se koms en saam met hom kan deel in die ewige lewe. Ek sien uit om saam met jou te reis die volgende 5 weke. Die opstanding uit die dood. Hartlik welkom vriende. Hierdie is 'n tema wat my en jou dikwels aangryp wanneer ons oor ons eie sterflikheid sou dink of oor die dood van 'n geliefde sou reflekteer. Vanoggend wil ek saam met jou na hierdie tema kyk deur die lens van 4 vensters waarna ons na die begrip sal kyk. Die eerste venster sê dat vir my en jou om in die opstanding uit die dood te kan glo, begin doodgewoon daarby om in Jesus te glo. In Johannes 11 ontmoet ons Jesus daar waar hy die nuus ontvang van sy vriend Lazarus wat gesterf het. Al ken Jesus die ander kant van hierdie verhaal, ervaar Jesus steeds emosies rondom sy vriend Lazarus wat gesterf het. Ons hoor dat die woorde wat sê en Jesus het gehuil. En nou hoor ons Jesus is in gesprek met Martha en hy sê vir haar aangaande haar broer se sterwe. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Jesus kom sê, maar om die opstanding in die dood te glo, begin daarby om in my te glo. Wanneer ek in Jesus glo, dan sluit dit vir my die deur oop dat ek ook in die opstanding uit die dood sal kan deel in die lewe wat Jesus gee. Sy antwoord hom dan, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Hier kom gee Martha dan vir ons die taal wat ons nodig het om te praat oor Jesus. Martha gee vir ons die taal om ons te help om raak te sien dat Jesus is die Here, hy is die Seun van God, hy is die Christus. En dit kom tog ooreen met dit wat ons bely in die belydenisskrifte deur die eeue oor Jesus. En dan, wanneer ons dit bely oor Jesus, bely ons ook dat ons glo, dink byvoorbeeld aan die 12 artikels, in die opstanding in die vlees en die ewige lewe. So wanneer ek wil praat oor die opstanding in die dood, dan praat ek eerstens van geloof in Jesus, in wie hy is, dat hy is wie hy sê hy is. Vriende, die tweede venster wat ek en jy nodig het om deur te kyk, om sin te maak van die opstanding in die dood, is dat ek en jy moet aanvaar dat Jesus het waarlik histories uit die dood uit opgestaan. Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs 15, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood uit opgewek is, hoe kan party van julle beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? En as daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud.
As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as die eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Jy sien, ek en jy kan nie anders as om die dood van Jesus as 'n historiese gegewe te aanvaar, maar so ook die opstanding van Jesus uit die dood nie. Ons hou daarin vas dat Jesus waarlik gesterf het en waarlik uit die dood uit opgewek is. Vir ons is dit meer as net geskiedenis, maar vir ons is dit getuienis, wat ons glo, dit het waarlik histories gebeur. En deur getuienis is dit deur die eeue aan ons oorgedra, sodat ons dit vandag ook kan glo. Tog leef ons in 'n tyd waarin hierdie geloof nie vir almal ewe helder is nie. Ek onthou hoe ek 'n woonstel gedeel het tydens 'n kongres wat ek bygewoon het met 'n mede-teoloog wat vir my vertel hoe gefrustreerd is hy met die studente waarvoor hy klas gee, wat naïef vashou aan die feit dat Jesus waarlik uit die dood uit opgestaan het. En hy verduidelik vir my dat hy kan nie glo dat iemand dit kan glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Nou jy sien, wat het Paulus hieroor gesê? Paulus het gesê, as ek dit nie glo dat Jezus waarlik uit die dood uit opgestaan het nie, dan is ek waarlik die bejammerenswaardigste van alle mense. Want as my hoop nie in Christus is 'n historiese opstanding gesetel is nie, dan het ek waarlik geen hoop nie, geen toekoms nie, geen verwagting nie. Die derde venster wat ek en jy nodig het om in die opstanding van Jesus te glo, is dat ek en jy ook ons eie deelname aan hierdie opstanding kan verwag. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, so sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Ons lees verder in 1 Korintiërs 15. Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie, maar die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal eers weer klink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word, en hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word, hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. Jy sien, Paulus skryf hier aan 'n gemeente wanneer hy saam met hulle verwag dat die wederkoms nog in hulle leeftyd kan plaasvind. Nou, ons ontvang hierdie geskrif jare later, wetende dat die wederkoms het nog nie in hulle leeftyd plaasgevind nie, omdat ons self nog daarop wag. Maar deur Paulus se taal wat hy gebruik, help hy ons om onsself dit te verbeeld hoe dit sou kon gebeur. Dat wanneer Jesus op die wolke kom, sal mense wat reeds gesterf het uit die dood uit opgewek word, en sou ons deel wees van diegene wat lewe of diegene wat reeds gesterf het. Sal ons dan ons liggame verander word, sodat ons verganklike liggaam met 'n onverganklike een bekleed kan word, sodat ons dan deur 'n onverganklike liggaam die ewigheid
by Christus kan beerwe. Dan word 'n storie vertel as volg. Stel jouself voor dat jy as 'n kind voel siek. Jy neem nie nodige medikasie, maar dit voel vir jou asof jy op die einde is. So siek voel jy. En jy raak aan die slaap. Die volgende oggend raak jy wakker, gesond. En jy draai so om in die bed en jy besef, maar jy het in 'n ander bed wakker geword. Want jou ouers het jou kom haal en jou by hulle in die bed gesit. Jy sien, help dit nie dalk ons om iets te verstaan van die dood nie. Jy sien, wanneer ek en jy sou doodgaan, dan is dit asof ons gaan slaap, maar Jesus ons kom haal en ons by hom sal wakker word, wetende dat ek veilig by hom gearriveer het, omdat hy my kom haal het. Vriende, die vierde venster wat ek en jy nodig het om in die opstanding te glo, is die venster wat vir my sê dat hierdie opstanding gee vir my en jou 'n spesifieke troos. Nou, ek wil weer saam met jou 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 lees. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons laat bly lewe tot en met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self in die hemel uit neerdal, en allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood uit opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Ons het reeds verlede week saam met mekaar gekyk na hierdie teks en tot die gevolgtrekking gekom dat met hierdie woorde wil Paulus geensins 'n sogenaamde wegraping dogma skep nie, maar hy is besig om gelowiges te help om te treur soos mense met hoop, om hulle te help om hierdie prentjie voor oë te hou, dat Jesus kom weer op die wolke. As ek in Christus gesterf het, dan sal ek opgewek word. Wanneer ek nog lewe, sal ek saam met die wat opgewek word, die lig in, die Here Jesus ontmoet. Wat is die troos wat ek dan het, dat ek vir altyd by hom sal wees. En dan sê hy, is dit die opdrag. Troos mekaar dan met hierdie woorde, uitroepteken. Ek en jy het 'n vaste troos, 'n spesifieke troos in Christus, dat hierdie dood nie die finale sê oor my hoef te hê nie. Ek wil dit illustreer deur te vertel hoe ek deelgeneem het aan 'n vertaling van die Heidelbergse Katekismes, een van ons belydenisskrifte. Dit wat julle in kategese materiaal gebruik het en as ouers waarskynlik en ons kinders tans in die lig-app kategese gebruik. En in hierdie vertaling het ons geworstel met die woorde hoe 'n mens dit kan vertaal. Die taal wat jy waarskynlik sal onthou, het gesê
Wat is my enigste troos of ek lewe of ek sterwe? Ons het dit vertaal in 'n moderne Afrikaanse spreektaal. Het ons gesê, wat is my enigste hoop wat ek het? Of ek lewe of ek doodgaan? Wat is my enigste hoop? Want jy sien, wanneer ek hierdie troos het, het ek 'n vaste en 'n seker hoop. Naamlik, dat ek aan Jesus Christus, my getroue verlosser, behoort. Hierdie hoop het ek, of ek lewe, of ek doodgaan. Want Paulus het vir my gesê, in 1 Tessalonisense 4, vers 17, en so sal ons vir altyd by Jesus wees. Dit, vriende, is my vaste en seker hoop as ek 'n kind van God is. Dan is die boodskap oor die opstanding uit die dood 'n boodskap van troos. 'n Boodskap wat my en jou kan vertroos ten opsigte van my eie toekomsverwagting, maar ook ten opsigte van die dood van 'n geliefde wat in Christus gesterf het, want so sal ons vir altyd by die Here wees. Ek sluit af. Ongeveer 'n jaar gelede is my ouma oorlede en ek onthou hoe het my ma vertel hoe die predikant haar kom besoek het. En die predikant vra vir haar, nou maar Tannie Miriam, as Tannie nou doodgaan, waarheen gaan Tannie? En sy sê maar sy gaan na die hemel toe. En kan sy seker wees daarvan? Want sy het die Here aangeneem en daarom het sy hierdie sekerheid dat sy by Jesus gaan wees. En daarom vrees sy nie die dood nie. Liewe vriende, ons Here Jesus, mag ons met verwagting vorentoe kyk na die ewige lewe en die verwagting dat ek en jy sal kan deel hê aan die opstanding uit die dood, soos ons bely dat Jesus opgestaan het. Daarom het ons die verwagting dat ons self soos Jesus uit die dood uit opgewek sal word. Amen.